Hartlike goeiemôre vriende, ons is dankbaar teenoor die Here om vanmôre weer saam met u rondom die woord stil te word. Soos jy weet is ons tans besig met die kosbare reeksie oor toetse of dit wel is met my siel. Nou ons het alreeds so 6 gedagtes met mekaar hanteer en u sal onthou ons het gister by gedagte 5 stil gestaan wat sê sien jy 'n afwaartse neiging in die doen van sonde en dan ook het jy ander kinders van die Here opofferend lief. Nou vanmôre se 2 gedagtes toetse om te kyk of dit wel is met my siel vanuit die boek 1 Johannes is ondervind jy gebedsverhoring in jou lewe. Nou 1 Johannes 3:21 sê vir ons geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. Nou vriende, baie interessant is, baie mense verklaar hierdie vers, dat as ek nou aan die Here behoort, het ek vrymoedigheid teenoor God, en wat ook al van hom vra, sal hy vir my gee, of dit nou 'n nuwe kar is, of 'n huis, of gesondheid, of voorspoed, of rykdom, of wat ook al. Dis amper die kwessie van name it and claim it, omdat ek aan die Here behoort, en dis verseker nie 'n kind van die Here se gesindheid nie, en dit is ook nie Johannes se bedoeling, in 1 Johannes die 3de hoofstuk nie. U sien, Johannes die apostel van liefde, kom en sê vir ons dat die belangrikste, en ek wil amper sê die begeerte van elke kind van God, wanneer hy bid is, Here, dat ek meer sal word soos u seun Jesus Christus. U sien, en is hierdie gebede wat verhoor word en wat ons sigbaar in ons lewe kan sien. Dit beteken nie dat ons nie oor die ander goed mag bid en daar gebedsverhoring kan ervaar nie, maar die besondere belang hier lê by dat ons vir die Here vra, Here, dat u seun al hoe meer gestalte in my sal kry. Hoor wat sê 1 Johannes 5 vers 14 en 15. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Wat is God se wil vir ons lewe? Sy wil is heiligmaking. Sy wil is dat ons getuies vir hom sal wees. Sy wil is dat ons die sonde sal aflê en vir die geregtigheid sal lewe. Sy wil is dat ons die broeders sal lief hê. Sy wil is dat ons die onderlinge byeenkomste sal bywoon. Sy wil is juis in die woord opgeteken, en die vraag is, ervaar ek hierdie gebedsverhoring? Baie mense dink gebedsverhoring gaan net oor, ek bid vir 'n sieke en hy word gesond, of ek bid vir 'n probleem in my lewe en die probleem word opgelos, of ek bid oor 'n belangrike besluit en die besluit werk vir my goed uit. En al hierdie goed is reg. Ons kan daarvoor bid en die Here kan dit hoor binne sy wil. Maar hierdie gedagte is in besonder gerig op die feit, ek as kind van die Here, ondervind ek gebedsverhoring deurdat ek bid en ek sien hoe die Here my lewe al hoe meer verander om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. Elkeen wat bid binne die wil van die Here, se begeerte is, Here, onderwerp my wil aan u wil, sodat ek u wil kan doen met 'n blymoedige hart, vol vaste sekerheid dat ek aan u behoort. Daarom sê vers 15, en as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons bedes verkry wat ons van hom gevra het. Miskien is daar in hierdie oggend 'n krisis in jou lewe, miskien belangrike besluite, miskien is daar 'n sonde wat jy telke male oorstruikel, miskien is daar 'n gebrek aan gehoorsaamheid of aan toewyding. Dan wil ek by u pleit dat u sal aanhou bid en tot God sal roep in die hemel, en deur sy Gees in die krag van die Gees sal bid en vra, Here, dat u ook vir my meer en meer sal gebedsverhoring skenk, sodat ek kan sien hoe my lewe verander na u beeld en u gelykenis. 'n Volgende toets wat ons kan doen om te kyk of ons dan aan die Here behoort en of dit wel is met ons siele, is, ervaar jy die oortuiging, teenwoordigheid en leiding van die Heilige Gees. Weereens in 1 Johannes 3:24 lees ons, en hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom en hy in hom, en hieraan weet ons dat hy in ons bly aan die Gees wat hy ons gegee het. Luister vriende, ek het nie van nature 'n begeerte om die dinge van God te doen nie. Ons het nie van nature die begeerte om te verander, om meer te word soos Jesus nie. Die Bybel sê ons wil is gebonde deur sonde. En as die Here ons red, dan kom verander hy ons wil al hoe meer om sy wil te doen. En dis deur die Gees wat ons dit in ons lewens dan kan toepas en ook kan ervaar. Daarom is die vraag in hierdie môre, ervaar jy die oortuiging van die Here se Gees in jou lewe? Oortuiging van wat? Die Bybel sê dat die Heilige Gees oortuig ons van sonde, geregtigheid en oordeel. En dan kom die Bybel en hy sê vir ons dat hierdie Heilige Gees wat God ons gegee het, wat eintlik maar God se teenwoordigheid in ons lewe is,
ons ook meer bewus maak van sy teenwoordigheid en van sy leiding. Met ander woorde, leiding EU, die feit dat die Here vir ons deur sy Gees die pad wys wat ons moet stap. Hoor hoe mooi sê Romeine 8 vers 14 dit. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees getuig self saam met ons gees dat ons kinders van God is, en as ons kinders is, dan is ons ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. U sien, God se Gees woon in ons, hy oortuig ons, maar hy's ook teenwoordig in ons lewe. En die Bybel sê dat hy saam met ons gees getuig dat ons kinders van God is. Wat beteken dit? Is dit 'n stemmetjie wat heeltyd in my oor vir my sê, jy's gered, jy's 'n kind van Jesus? Verseker nie. Dit beteken eenvoudig dat soos die Gees my verander na die beeld van die Here Jesus Christus, so word ek bewus van sy teenwoordigheid in my lewe deur die vrug wat ek dra, en dit maak die sekerheid vaster in my lewe. En dan beteken dit ook dat God hier in my hart 'n kalm, stille vrede gee, dat ek nie meer onder God se oordeel staan nie, maar dat ek vrygespreek is van die oordeel deur die verlossingswerk van Jesus aan die kruis. Die Gees werk dit in my hart, en dit word al hoe sterker en dit word al hoe vaster in my siel, na mate die Gees in my lewe dan ook hierdie kosbare werk doen waarvan Romeine 8 praat. Verder sien ons dat die Heilige Gees vir ons leer dat hierdie lewe tydelik is. Ons is erfgename van God en mede-erfgename van Jesus Christus. So, die Heilige Gees wil ons visie verskuif van hierdie aardse na die hemelse, van die tydelike na die ewige, dat ons sal besef dat al lei ons op hierdie aarde en al is dit hoe moeilik vir ons op hierdie aarde, daar is 'n ewige heerlikheid wat wag, en die verlange in ons siele raak al hoe meer en groter deur die Gees gewerk na hierdie kosbare geleentheid waar die heerlikheid van God geopenbaar gaan word wanneer ons hom gaan sien soos hy is. Dis hoe God se Gees in ons lewens werk. En daarom is die vraag vanmôre, terwyl jy toets, is dit wel met my siel? Vra ek jou, ondervind jy gebedsverhoring in jou lewe, deurdat jou lewe meer en meer verander na die beeld van Jesus, en ervaar jy die oortuiging, teenwoordigheid en leiding van die Heilige Gees in jou hart? Ag, daardie pragtige Halleluja lied wat ons sing in die Halleluja bundel sê in Halleluja lied 261. As vrede my pad deur die wêreld verlig, as smarte my dreig te verniel, dan antwoord ek vry, watter lot my ook tref. Dit is wel met my siel. Die tweede vers sê, hoe vel die besoeking, hoe Satan ook trag, om my te vertrap met sy hiel. Steeds gryp ek weer moed, want my Heiland is daar, en hy stort nuwe krag in my siel. En dan die koorgedeelte wat sê, dit is wel met my siel. Dit is wel met my siel. Ek vertrou dat u hierdie toetse in u lewe dan ook toepas en kyk en in die spieël van God se woord u self stel, en dat u by hierdie kosbare gedagte kan uitkom. Dit is wel met my siel, omdat God deur sy Gees hierdie sekerheid in my hart werk. Mag die Here u seën in u pad saam met hom, en mag u groei en van krag tot krag gaan in sy naam. Mooi dagie vir u verder.